Goeienaand. Ons is nou by die woensdag aand van Groot Lydensweek, die aand waarop Jesus by 'n ete in Betanië gesalf is. Kom ons bid saam. Here, ons dankie vir die week waarin U ons telkens weer terugbring na Uself, na U passie, U leiding vir ons. Wil ook vanaand met ons besig wees deur die woord. Ons vra dit in Jesus naam. Amen. Ek lees vanaand uit Matteus 26 van vers 6 af. Terwyl Jesus in Betanië in die huis van Simon die Melaatse aan tafel was, het 'n vrou by Jesus gekom met 'n albasterfles baie kosbare reukolie en dit op sy kop uitgegiet. Toe die disippels dit sien, was hulle verontwaardig. Waarom so verkwisting, vra hulle? 'n Mens kon die reukolie vir baie geld verkoop het en dit vir die armes gegee het. Jesus het dit gemerk en vir hulle gesê, waarom maak julle dit vir die vrou moeilik? Sy het 'n goeie daad aan my gedoen. Die armes het julle altyd by julle, maar vir my het julle nie altyd nie. Deur hierdie reukolie op my liggaam uit te giet, het sy my voorberei vir my begrafnis. Dit verseker ek julle, oral waar hierdie evangelie in die hele wêreld verkondig word, sal daar ook vertel word wat sy gedoen het, tot 'n herinnering aan haar. Dis die woord van die Here vir ons vanaand. Dis nou 2 dae voor Jesus se kruisiging. En om onsself mooi in die prentjie te sit, moet ons onthou dat Jesus nou al by 3 geleenthede vir sy disippels gesê het dat hy doodgemaak gaan word. Dat dit sy laaste Paasfees sal wees. En daarom sou 'n mens van die disippels meer aanvoeling, meer begrip verwag het vir wat hier gebeur as wat ons lees. Ons lees hier dat hulle verontwaardig was. Gesê dis 'n geldmors om die reukolie op Jesus uit te gooi. Ons is tog so maklik om ander mense se manier van aanbid, ander mense se spiritualiteit, ander mense se leef voor die Here krities te bekyk en te veroordeel, omdat dit nie is hoe ons dit sou gedoen het nie. Dis presies wat hier gebeur het. En een van die skerp uitsprake van Jesus is moenie oordeel nie, sodat julle nie geoordeel word nie. En dit sien ons ongelukkig hier 2 dae voor Jesus se dood, is nog altyd deel van die disippels se spiritualiteit. En dan die vrou. Matteus vertel nie vir ons wie die vrou was nie. Maak ook nie saak nie. Wat ons wel weet is dat sy haar alles, haar grootste skat, haar lewensspaargeld op Jesus uitgegiet het. Haar beste vir Jesus gegee het. Om so vir Jesus haar liefde, haar bewondering, haar waardering, haar geloof uit te stort. Wat doen Jesus? Hy ontvang dit met diepe dankbaarheid. Hy het geweet die vrou het haar hart voor hom uitgestort. En hy ontvang dit in dieselfde gees wat sy dit vir hom gegee het. Toe ek die stuk lees, het ek gewonder,
Wat gee ek en jy vir Jesus om ons liefde en ons waardering, ons bewondering, ons agting en ons diepe dankbaarheid vir hom te wys. Amen. Ek wil vanaand as gebed lees lied 346. Ek kniel ook voor u voete, Heer. Ek het die woorde so effens aangepas. Ek kniel ook voor u voete, Heer. U, Jesus, is my lewe. Saam met hierdie vrou kniel ek neer. God het my skuld vergewe. O neem my denke, wil, gevoel, laat streef my na die hoogste doel, om tot u eer te lewe. Lang voordat ek op aarde was, is u vir my gebore. Voor ek van u 'n woord kon hoor, was ek reeds uitverkore. U die hemelryk verlaat, u maak my na Gods wyse raad, sy kind, nie meer verlore. In diepe donkerheid en nag raak ek die pad soms byster. Stuur, Heer, u Gees, skenk, Heer, u krag, en lei my deur die duister. U son wat deur die wolke breek, en in my hart u lig ontsteek. Verlig my met u luister. Amen. Mag die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God, ons Vader, en die gemeenskap van die Heilige Gees ons trooster,